Hallo mensen, ek is in Koos van die Groot Karoo. Nou ons is nou vandag hier aan het olywe pluk hier by my buurman. Hierdie bome wat hier staan is missions. Nou dis nou in die winter hier by ons. Nou is dit olyftyd. Baie mooi swart olywe. Ons gaan hulle nou inmaak. Maar ons nou gou eers pluk. Maar ons pluk hulle maar so een vir een want ons werk nie op die groot skaal nie, maar die ouens wat nou groot werk skot sommer die boom af. Oké, ons pluk, het vat nou omtrent so 5 liter emmertjie, het vat omtrent pluk om hom vol te kry. Hier so my getroue assistent Jaco. Kyk hoe pluk vinnig pluk hy. Kyk, hier by ons is so koud, hy het nog nie in sy onesie uitgetrek nie. So hy werk sommer met hom en smaak hom, ek moet ook hy plan vat. Oké, ons gaan gewoon so lywe pluk en dan gaan ons net nou daar vir julle wys hoe maak ons dit in. Oké, maar hier is so lywe nou. Ons het nou gepluk, ons nou net van die boom af gepluk. Jaco gaan nou gou vir die stingeltjies afhaal. En hy gaan vir ons die groenes uithaal. En die blare uithaal. Dis net die skoon olywe nie. Kyk, dis so mission olywe. Hulle is nie so groot nie. Maar is baie lekker. Die eintlike olyf wat ek soek is Kalamata, maar ons kry hom nie hier by ons rond nie. En okay, Jaco, jy gaan nou gou vir ons skoonmaak. En dan vat ons hom daarvan en verder. Nou ja, hier is ons nou op die plek, as ons olywe gaan inmaak. Nou kyk, dit is nou 'n baie lang proses hierdie. Vat omtrent so 9 maande. Kan miskien 'n bietjie langer vat, maar niks korter nie. Nou hierdie is mission olywe, organiese olywe wat ons gepluk het hier aan die ander kant. Hulle is baie mooi ryp. Nou kyk, as jy nou wil proe wat sleg is, maar jy so 'n vars olyf moet jy stukkend by te proe. Ek weet nie of jy al dooie se water geproe het nie, maar dit is omtrent die naaste wat ek kan sê hoe sleg hy is. So ons nou hierdie bitterheid uitkry. Maar baie resepte vir olywe waar 'n mens sipsoda en al die dinges gebruik, party ouens sny hom, party druk hom vol gaatjies met 'n naald. Maar hierdie resep wat ek nou gaan wys, dit is die beste en sover ek nou al oor seker 30 jaar se tyd 'n paar resepte getoets, maar hierdie is nou die heel beste. Baie eenvoudig, hy vat net baie lank. So jy moet nou weet die olywe wat jy nou inmaak, hy is volgende jaar eet. Jy moet jou proses aan die gang kry dan, jy altyd olywe. Nou ons nou hier 3 emmertjies ons gepluk het. Dan maak ons nou 'n 10% sout oplossing aan. So hier is 'n 5 liter emmertjie, so 'n bietjie kookwater onderin gesit en dan het ons 500 gram sout. Daai sout is organiese sout en hierdie water wat ons hier het is fonteinwater. Niks kloor, niks van daai goed by nie. So ons gaan nou gou die sout hier in die kookwater gooi en hom so bietjie roer dat hy daarom net so effe oplos, want die grove sout vat so bietjie. Hy los so bietjie moeilik op. Dan gaan ons nou vir julle wys hoe ons hom aanmaak. So jy moet nie haastig wees met olywe nie. Maar glo my, dis moeite werd op die eind van die dag. Nou ja, dit lyk ons sout is nou opgelos. Nou so 'n bietjie warm water by gegooi, want dit gaan net maklik in hierdie grove sout los. Bitter swaar op. Okay, daar's hy. Gooi hom nou vol koue water. Daar gaan hy. Daar's hy. Nou dit is 5 liter water, 10% sout oplossing, dus hy's kwai pikkel. Dit gooi ons nou in die olywe. Ons maak die emmertjie gelyk vol. Sit ons die deksel op. Dit is hoekom die pan hier vir wat oorloop gaan terug in die emmertjie in. Nou ja, daar gaan hy. Ons het nou 5 liter water hierso. Nog nou 3 emmertjies olywe. Gooi maar stadig, dit lekker vol. As ek nou die water kan miskien 'n bietjie te veel wees. Nee, olywe vat mens nou amper die hele emmer vol. Ek sê, hy moet nou chock-a-block gelyk vol tot by die rand vol wees.
Nou weet, daar is 'n emmertjie amper vol. Mission olywe, baie mooi. 'n Swart olyf lyk altyd vir my baie beter as 'n groen olyf. So ons het hom nou. Daar is 'n emmertjie nou amper gelyk vol. Dit lyk vir my ons nog 'n bietjie water aanmaak. Hy is nou tot by die rand vol. Amper tot by oorloopse plek. Okay, nou vat ons 'n dekseltjie. Nou sit ons hom so op. Kyk, daar loop hy oor. Die emmer is nou soos 100% vol. Ons gaan die datum hier opskryf. Kyk, dis nou middel Junie. Begin November moet ons weer kyk. Dan is dit 4 en 'n half maand om. Eintlik hy moet 9 maande hier in bly. Ons vat aan emmertjie nommer 2. Nou kyk, 'n olyf is seker een van die beroemdste bome wat 'n mens kan kry. As jy nou in die Bybel lees, ek meen, word daar baie van 'n olyfboom gepraat. So, maar eintlik is dit maar 'n bitterlike ovaalboom. Nou net om lekker vol maak. Ek sou dink dit 5 liter water gaan genoeg wees, maar dit lyk vir my ons nog 'n bietjie aanmaak. Nou daar gaan hy. Amper. Gelyk vol. As hy. Die deksel op. Wat hom so van een kant af druk hom oor ander kant toe. Oorige water kan maar uitloop. Dis hoekom ons die ontpan hier het. Loop die water nie op die tafel uit nie. As hy. Daar gaan hy. Hy moet nou 9 maande so staan. Na 4 en 'n half maand, kyk ons, begin November, ons gaan die datum hier opskryf. En dan, kyk ons, daar gaan van die water weggeraak het. Nou as daar nou, miskien mufferigheid op die olywe is, en hy ruik na wynkelder, dan is nou right. Jy kan dit maar net afskep en hom optop weer met 10% water, 10% soutwater, 10% pikkelwater, hoe jy wil sê. En dan gaan hy nog vir 4 en 'n half maand. Nou na 9 maande moet jy hom proe. Nou as die olyf nog effe bitter is, en dan kort nog water, gooi maar nog by. Dat hy nog aangaan proe, maar hy behoort daai tyd baie na reg te wees. Nou, hy gaan 'n bietjie verkleur oor die tyd. Kyk nou druk hy is lekker vol. As jy die olyf klaar gepikkel het, is die bitterheid is weg en hy's reg na jou smaak, gooi hom op in die son op 'n tafel. Dan verkleur hy terug na swart toe. Nie heeltemal pikswart soos hierdie nou is nie, maar redelik na aan swart. En dan kan jy die olywe sort, size by size, kleur by kleur, kan jy in jou botteltjies pak. Nou ek wil sommer vir julle hierdie proses vat, alle pad. Kyk, hierdie olywe is nou laasjaars. Hulle het nou omtrent so 9 maande gevat om tot hier te kom. Ek meen, hulle is nou al 'n tyd lank in die bottel. Dit is mooi lyk hulle. Baie mooi olywe. Nou, wanneer die olywe opgegooi door die tafel, terug het weer swart geraak, dan sort jy hulle, pak hulle in gesteriliseerde bottels. Ons bak sommer die bottel in die ont. Hy moet lekker warm, so warm jy amper nie kan vat in hom, die bottel en die prop. Nou, dan maak jy vir jou 'n pikkelmengsel aan van 1 en 'n half liter water, 150 gram sout, en dan gooi jy 500 ml bruin asyn by. Dis jou sous waarin jy die olywe in die bottel sit. Pak dit in die bottel, gooi hy sous bo-oor, tot so amper vol, dan gooi jy laag olyfolie bo-op. Die olyfolie maak die olyf so mooi blink as jy hom uithaal. As jy nou nie wil nie, is dit so nie die ergste nie, maar hy lyk daar net baie mooi. As jy nou gaste kry, kan jy so 'n bietjie uithang met jou olywe. Dis hy. Nou draai jy hom toe,
laat hy intrek. Hy moet so die prop, hy moet so katlink maak, intrek. Hy sê reg, nou raak na olywe op die raak oor, baie lank. So dis hy, ons gaan na 4,5 maand ons nou hierdie olywe opcheck, begin November, gaan ons nou vir julle wys, hoe dit lyk, want hy behoort water te verloor in die tussentyd, en kan miskien 'n bietjie mufferig groei. So as hy nou wit muff is en hy ruik so na wynkelder, alles alright, skep die muff af, gooi nuwe pekelwater by, 10%, en as hy sleg ruik, gooi die hele besigheid uit, was die olywe af, begin met nuwe pekelwater. Nou ja, sover, dis die beste olyfresep in my opinie, na baie jare se toets, die resep, daai resep, al verskil wat ek nou so wou hê as ons nou kon Kalamata olywe kry, hulle is nou omtrent amper 2 keer groter, maar hierdie mission staan eintlik wat smaak betref, niks agter by hulle nie. So as jy olywe het, toegang tot olywe, dis die manier, probeer dit gerus.